Kap, Vraagstel 1 Fisika, Mei Junie 2024. Vandag sal ons kyk na vraag 1, ons meervoudige keusevraag. Het is belangrik om die verskeie opsies deur te werk en die korrekte antwoord te kies. Skryf ook dan die korrekte letter langs die korrekte vraagnommer neer. Ons begin met 1.1. 1.1, 'n boek rus op 'n tafel. Watter een van die volgende kragte sal 'n aksie-reaksie paar met die gewig van die boek vorm? Gewig is die krag W of F gee. Ons word 4 opsies gegee. Ons trek net 'n skets om ons te help om die antwoord te kry. Die is ons tafel en dan het ons 'n boek. En die boek lê op die tafel en dan ervaar hy 'n gravitasiekrag of soos ons sal sê die gewig. A. Die krag wat die aarde op die boek uitoefen. Die krag wat die aarde op die boek uitoefen is die gewig of die gravitasiekrag self. So die antwoord kan nie A wees nie. Die krag van die boek op die aarde. So ons het A, die krag wat die aarde op die boek uitoefen. En dan die korrekte antwoord sal wees B, die krag wat die boek op die aarde. So B is ons korrekte antwoord vir 1.1. C, die krag wat die boek op die tafel uitoefen, kry ons dan is 'n kontakkrag en daai kontakkrag is die krag wat die boek op die tafel uitoefen. En dan D, die krag wat die tafel op die boek uitoefen, daai is ook 'n kontakkrag. So C en D is aksie-reaksiepaare. Maar die aksie-reaksiepaar van gewig is die krag wat die boek op die aarde uitoefen. En dit is die antwoord vir 1.1, graad 12. 1.2. As jy kyk na die multikeuse, lees dit deur, kan jy dit uitwerk eers en dan sal ons die antwoord vir jou ook wys hoe kom ons by die antwoord. 'n Persoon staan op 'n badkamerskaal in 'n bewegende huisbak. Watter een van die volgende bewegings van die huisbak sal die kleinste lesing op die skaal tot gevolg hê? Nou, om die kleinste lesing op die skaal te kry, het ons dan die krag wat die persoon op die skaal uitoefen nodig. En daardie krag moet 'n netto krag wees wat die persoon op die badkamerskaal uitoefen. As ons kyk na die skaal, dan sal ons sien die persoon sal dan daar 'n gravitasiekrag uitoefen en omdat op die skaal is, sal daar ook 'n normaal krag wees. So die persoon het die volgende kragte wat hy uitoefen op die skaal. A, die huisbak versnel opwaarts en wanneer die krag opwaarts versnel, dan sal gravitasiekrag kleiner word. B, die huisbak versnel afwaarts. Wanneer die huisbak afwaarts versnel, dan word die normaalkrag kleiner en die gravitasiekrag sal dan groter word. En hierdie gravitasiekrag wat dieselfde sal bly as gevolg van die was, maar daar sal dan 'n krag wees wat die skaal uitgeoefen word op hom. En die antwoord is dan B, die huisbak versnel afwaarts. C en D met die konstante snelhede sal ons dan sê daar's geen versnelling nie. En die versnelling wat dan 0 is, sal vir ons dan 'n netto krag ook gee van 0. So die korrekte antwoord is B. As ons na 1.3 gaan, 1.3, die snelheid teenoor tyd sketsgrafiek. Hieronder word getoon van die beweging van 'n bal en die bal is in vryval. Die bal het die grond na T3 sekondes getref. Watter een van die volgende stellings is korrek? Die bal is vanaf 'n hoogte bo kan die grond laat val. As die bal vanaf 'n hoogte bo die grond laat val is, dan sal ons 'n grafiek kry waar ons steeds die grafiek opwaarts as positief beskou, opwaarts as negatief beskou en afwaarts as positief beskou, dan sal as die bal afwaarts laat val word en hy word slegs laat val en dan word die snelheid 0 en hy bereik 'n maksimum snelheid. So snelheid tydgrafiek vir A. So hierdie is dan nie die korrekte stelling nie. En daai stelling is verkeerd as gevolg van wanneer die bal net laat val is, dan begin sy beginsnelheid by 0. B, vanaf die grond vertikaal opwaarts gegooi. As hy vanaf die grond vertikaal opwaarts gegooi word,
dan sal ons die beginsnelheid en die finale snelheid sal dan dieselfde waarde is. So VI en V finaal sal dieselfde wees, omdat die tyd wat dit neem om die maksimum hoogte te bereik en die tyd wat dit die grond neem, daardie twee tyd sal dieselfde wees en dan sal ons by T2 uitkom. So die beginsnelheid, die finale snelheid en die beginsnelheid sal dieselfde wees. So dit is nog steeds nie die korrekte antwoord nie. C, die hoogte vanaf die bokant van die grond vertikaal opwaarts gegooi word. Ons sien hierdie een is die korrekte een wanneer hy opwaarts gegooi word. Dat neem 'n T sekondes om by sy maksimum hoogte te bereik. En dan nog T sekondes sal dit neem om dan weer die volgende tyd te kry. En dan kry ons T2 en hy 2T sal dieselfde tyd wees en dan die laaste gedeelte. So dit beteken ons het ons beginsnelheid en dieselfde snelheid aan die ander kant en dan is daar nog 'n gedeelte oor wat die bal moet beweeg om sy finale snelheid te bereik. So die korrekte antwoord is C. D, die hoogte van die bokant van die grond vertikaal afwaarts gegooi word en dit sal as hy gegooi word, dan sal ons 'n grafiek kry waar hy reeds 'n beginsnelheid gegee is. En wanneer hy reeds 'n beginsnelheid gegee is, dan sal hy aan die finale snelheid bereik. So dit beteken, dit is ook nie die korrekte een D nie. Die korrekte een is C. Dit is die einde van 1.3 graad 12. Ons gaan na 1.4 toe. 1.4 sê hulle vir ons, jy het 'n vektordiagram, die ondergetoon die aanvanklike momentum P1 en die finale momentum P2. Die verandering in momentum, verandering in P vir die motor wat op 'n reguit horisontale pad beweeg. Ons sien dat P1 en P1 beweeg na regs en ons kan sê P1 beweeg in die positiewe rigting. So dit beteken regs is positief. P2 beweeg ook in die positiewe rigting, maar hy is kleiner en dan die verandering in momentum is gelyk aan die finale momentum minus die beginmomentum. So dit is P2 minus P1. En daardie antwoord sal ons sien dat omdat P1 groter is as P2, sien ons dat die verandering in momentum dan sal negatief wees. So dit sal 'n negatiewe verandering in momentum wees. Maar die P1 is positief en P2 is positief. As ons kyk na ons grafieke, die beginmomentum P1 is positief en hy is groter as P2, die waarde is groter as P2 en dit is P2. As ons kyk na B, P1 is kleiner as P2, wat verkeerd is, want volgens die pyle, en hy ook die verandering in momentum is ook 'n positiewe gradient, hier het ons 'n negatiewe verandering in momentum. As kyk na C sien ons dat die beginmomentum P1 is positief, maar P2 is negatief, so dit kan ook nie C wees nie. D, ons het 'n negatiewe en 'n positiewe, so jy het 'n positief P2 en 'n negatiewe P1. So die P1 is negatief en P2 is positief, so dit kan ook nie D wees. So die korrekte antwoord is A, graad 12. As gevolg van die momentum van die beginmomentum wat groter is as die finale momentum wat kleiner is. En sien ons ook die verandering in momentum is negatief. Dit is 1.4, ons beweeg na 1.5. 1.5, 'n klip met 'n massa van m word vanaf die hoogte h bo aan die grond laat val. Ignoreer die effek van lugweerstand. Wat een van die kombinasies in die tabel hieronder verteenwoordig die kinetiese energie en die totale meganiese energie van die klip op die oomblik wat die klip 'n kwart van die hoogte geval het. Meganiese energie regdeur die val van die klip sal dieselfde bly. So die meganiese energie bly dieselfde. As ons die hoogte verdeel, ons het dan 4 gedeeltes van die hoogte. So dit beteken ons het 1, 2, 3, 4. So hoogte verdeel in 4 gedeeltes.
Wanneer die bal op 'n hoogte bo is en die bal beweeg nog niks nie en hy is op hoogte H, dan is die meganiese energie gelyk aan die potensiële energie plus die kinetiese energie. Daar is egter geen kinetiese energie omdat die bal nog nie beweeg nie en die meganiese energie is gelyk aan die potensiële energie. So die meganiese energie regdeur sal gelyk wees aan die potensiële energie wat gelyk wees aan mgh. So dit beteken A is verkeerd en B is verkeerd omdat die totale meganiese energie is nie korrek nie. So die totale meganiese energie van C is korrek en die totale meganiese energie van D is korrek. As ons kyk, as die bal 'n klip afstand van 'n kwart hoogte beweeg, dit beteken hy beweeg 'n kwart hoogte af. Nou sal ons sien wanneer jy 'n kwart hoogte af beweeg, as ons 'n skets kan teken en hierdie skets is die meganiese energie, sirkel, dan sal ons sien ons het dan 1, so 'n 3/4 van die hoogte is nog steeds potensiële energie, maar daar is dan 1/4 wat kinetiese energie geword het omdat hy 'n hoogte beweeg het. So dit beteken ons antwoord is dan 1/4 van die hoogte van potensiële energie en die antwoord van totale meganiese energie is die potensiële energie. So die kinetiese energie is gelyk aan 'n kwart van die meganiese energie en D is ons korrekte antwoord. Ons gaan na 1.6. Die spektrum van helium vrygestel vanaf 'n ster wat weg van die aarde af beweeg word met 'n spektrum van helium wat op die aarde vergelyk. Watter een van die stellings is korrek? Waargenome spektrumlyne van die bewegende ster sal hê? En hier kyk ons na rooi verskywing en blou verskywing. Omdat die ster wegbeweeg, het hy 'n laer frekwensie en 'n langer golflengte. So golflengte neem toe en frekwensie neem af. En die korrekte antwoord is A. Ons kan nie 'n laer frekwensie en 'n korte golflengte het nie, so B is verkeerd. Ons kan nie 'n hoër frekwensie en 'n korte golflengte nie. Hierheen sal sê dat die ster, die spektrumlyne of die ster beweeg na die aarde. En hierheen is toe hy wegbeweeg het van die aarde. Die antwoord was A. Hoër frekwensie, langer golflengte, die stelling is ook verkeerd. So die korrekte een is A, 1.6. Ons gaan na 1.7. Die groottes van die elektriese velde veroorsaak deur verskillende puntladings word by 'n vaste punt gemeet. Vir elke meting is die afstand tussen die vaste punte en die ladings dieselfde. Watter een van die volgende sketsgrafieke toon die verhouding tussen die grootte van die elektriese veld en die grootte van die lading? So ons kyk na ons formule. Elektriese veld is gelyk aan Coulomb se konstante maal met ons lading deel deur R tot die tweede mag. Elektriese veldsterkte is direk ewenredig aan lading. As die lading toeneem, dan sal die elektriese veldsterkte ook toeneem. B kan nie die antwoord wees nie, hy is verkeerd omdat dit omgekeerd ewenredig is. D is daar 'n toename is in elektriese lading, sal daar afname wees in elektriese veldsterkte en hy is ook verkeerd. En C is ook verkeerd omdat die kurwe is nie die van 'n direk ewenredig nie. En die antwoord is A, direk ewenredig, elektriese veldsterkte is direk ewenredig aan Coulomb lading. So die antwoord vir 1.7 is E en ons gaan kyk na die formule. Ons gaan na 1.8. Die diagram hieronder verteenwoordig 'n stroombaan waarin 'n eksterne resistors dieselfde weerstande het. Watter een van die ammeters in die stroom het die laagste lesing en ammeters meet stroom? Dit moet ons eers kyk na die stroomrigting en konvensionele stroomvloei van positief na negatief. En as die stroomvloei A1 is ons
totale stroom. So A1 is gelyk aan A totaal en hy word opverbreek in A2 en hy gaan dan binne-in na A3 toe. So A3 en die stroom wat deur A2 gaan weer by mekaar kom by A4 en A4 is ook gelyk aan die totale stroom, want al die stroom beweeg deur A4. Dit wil sê A1 is dieselfde waarde as A4. So nou wil ons weet watter een is die laagste lesing. En A1 en A4 kan nie die antwoorde wees nie omdat hulle die grootste lesing. So A is verkeerd en D is verkeerd omdat hulle dieselfde lesings het en hulle is die grootste. So die verskil is tussen A1 en A2 en A3. By A1 is daar slegs een resistor en by A3 is daar 2 resistors. So daar is 2 R by A3 en by A2 is slegs 1 R. So ons kan sê dat die laagste stroom beweeg deur die een met die meeste weerstand en A3 het die meeste weerstand. So die meeste weerstand sal die minste stroom hê en dit is C. Die korrekte antwoord is C omdat hy die meeste weerstande het en die minste stroom sal deur hom vloei. So dit is A3. 1.9 vir eenvoudige diagram van die elektriese masjien word hieronder getoon. En as ons kyk na die masjien, dan sien ons dit is 'n noordpool en 'n suidpool en daar is 'n kragbron en die kragbron sien ons ook hier het ons 'n kommutator en die kommutator het 'n splitring binne hom. Watter soort masjien is die? En omdat dit 'n kragbron het, sê die kragbron vir ons hierdie is 'n motor. So dit is 'n motor en nie 'n generator nie. So die generators is verkeerd en omdat hy 'n kommutator het en die kommutator en die splitring sê vir ons hierdie is dan 'n gelykstroommotor. So die antwoord is A. Wisselstroom het 2 sleepringe. Wisselstroom het 2 sleepringe, 2 sleepringe, maar 'n gelykstroom het ons kommutator of 'n splitring. So dis 1.9, 1.10, ons laaste vraagie. Watter een van die volgende kombinasies is korrek vir die lynabsorpsie? So hy sê lynabsorpsie spektrum in terme van energieoorgang van die atome en die voorkoms van die smal lyne in die spektrumlyne. So die lynabsorpsie spektrum sê vir ons die volgende. Dus kyk, daar het ons die smal lyne wat uitkom daarso by hom. En by hierdie een kan ons sien, dit is donker lyne wat in die spektrum uitkom. So die gekleurde lyne is verkeerd. Al die verkleurde lyne is verkeerd. So B is verkeerd en D is verkeerd. En dit gee vir ons dan, dit beweeg van 'n hoër na 'n laer energie toestand. En dit is ook verkeerd. En die antwoord is C. Dit beweeg van 'n laer na 'n hoër energie toestand. So die antwoord is C en dit gee vir ons donker lyne. Jy moet onthou dat atomiese absorpsiespektra word geproduseer wanneer lig deur 'n koellig beweeg. Die elektrone in die atoom van die gas absorbeer die energie van die lig en word opgewek na 'n hoër energievlak. Dit is hoe ons by die antwoord uitkom by C. So, graad 12's, ons het aan die einde gekom van vraag 1 van fisika. Baie dankie.